Goeiemôre julle. En hartlik welkom hier by vanoggend se erediens dan ook. Ek weet dit is 'n lekker warm oggend. En kyk, warm is mos nou, hulle sê die understatement van die eeu, dit is goed warm vanoggend en ek sien hier's 'n paar fantjies wat waai en paar vletjies wat waai, maar net soos wat dit warm is daar buite, net so is dit warm in ons harte vanoggend ook. En dit is my so lekker om alhoewel die skoolvakansie eintlik nog aan die gang is, so baie van ons al reeds hier te sien. En mag hierdie jaar wat voorlê vir ons as 'n geloofsfamilie regtig 'n baie spesiale en 'n geseënde jaar ook so saam met mekaar wees. Ons het die voorreg om vanoggend hier te kan deel in die doop van 'n kindjie wat ons vanoggend doop in die naam van die Here. So dis altyd 'n spesiale geleentheid. So baie om na uit te sien met vanoggend se diens. En vanoggend gaan ons gesels oor die sleutel tot hierdie jaar wat vir ons voorlê, om 'n lewe te kan lewe wat God vir ons in gedagte het. Ons gaan vanoggend hoor, wat is daardie lewe wat die Here wil hê ons hierdie jaar moet lewe. Maar voordat ons wegspring, het so 'n paar goedjies met mekaar gesels dan ook, wil ek vir jou geleentheid gee, as jy nog nie het nie, so aan die begin van hierdie jaar dan ook, kom ons draai gou na mekaar toe, het 'n paar mense ingestap gekom, hier's 'n paar besoekers sien ek, hier's nuwe gesigte wat ek sien, kom ons groet mekaar en sê vir mekaar welkom hier by die Glaskerk Geloofsfamilie. Liewe gemeentevriende, van volgende Sondag af sal julle sien as ons hier by die kerk aankom, dan gaan so 'n paar dinge anders te lyk en ons gaan so 'n paar dinge beleef ook. Volgende Sondag skop ons jaar dan nou ook amptelik af in terme van ons jaartema pad langs. So dis baie om na uit te sien. En vir al ons koffiedrinkers byvoorbeeld ook volgende Sondag kan julle my kerk toe kom en bring 'n geldjie saam. Jy gaan lekker koffie volgende Sondag wees. Ons gaan ons kategese bekendstelling volgende Sondag doen. Daar gaan na die tyd, so wat ons as 'n geloofsfamilie hier by die Glaskerk doen, as jy vanoggend vir die eerste keer hier by hierdie gemeente is, moet jy weet, ons is lief vir die Here, ons is lief vir mekaar, ons is lief vir ons dorp en gemeenskap, en ons hou van braai en kuier. So dit gaan volgende Sondag ook gebeur. As 'n afskop volgende Sondag is dan 'n familiediens. Met ander woorde is 'n kinderdiens. Al ons kinders gaan saam met ons in die kerk wees. Ons gaan die jaar so saam as gesinne afskop. Na die tyd gaan ons 'n bietjie met julle vertel oor die kategese wat voorlê en hoe dit by die kategese gaan werk. En dan hier van 11:00 af dan brand die vure en dan is almal van ons welkom om die jaar op 'n spesiale manier af te skop hier by ons dan ook. Terwyl ons praat van kategese, wil ek net vir al die ouers herinner, ons het die skakel weer vir julle uitgestuur. Ek vra dat julle asseblief so gou as moontlik net jou kind vir ons sal registreer deur daardie skakel te volg. Daar's nie koste vir registrasie nie, niks wat jy moet betaal nie, maar dit is vir ons belangrik dat ons weet wie julle kinders is en vir hoeveel kinders ons moet voorberei in terme van die materiaal wat ons ook vir julle gaan doen. Wat ons hierdie jaar by die kategese gaan doen, hoe gaan dit werk, dit sal ek alles volgende Sondag met julle as ouers gesels dan ook. Die groot ding wat julle nou net al reeds van moet kennis neem vir die jaar wat voorlê, ons 'n bietjie met ons jong mense gesels en vir hulle gevra, hoe wil julle hê moet dit werk, wat werk nie? En die grootste verandering wat op plaasvind in terme van hierdie jaar, is soos gewoon, een goeie nuus waarvoor ons baie dankbaar is, die Here het ons geseën met 'n ongelooflike kinderkerkspan, en alhoewel hulle volgende Sondag hier is, moet ons so 'n bietjie afsit met die gesinsdiens. Die Sondag daarna begin die kinderkerk in alle erns en sal hier reg deur die jaar elke Sondag kinderkerk wees, of dit nou lang naweke of skoolvakansie is. So jy kan weet, as jy kerk toe kom, gaan hier kinderkerk vir ons kinders wees dan ook. Hulle het dit self aangebied en dit is vir ons wonderlik dat hulle ook so passievol voel oor daardie bediening. So dis wonderlik, kinderkerk elke Sondag hier by ons by die gemeente. Na afloop van die diens is ons laerskoolkategese, waarvan ons hierdie jaar gaan praat van kindergroepe, en dan ons jeuggroepe is van nou af Sondag aande 5:00 tot 7:00. So ons hoërskoolkinders, julle kom in die aande van 5:00 tot 7:00, kom julle dan kerk toe, waar ons dan vir ons hoërskooljeug hier by die kerk iets gaan aanbied dan ook. So dis die grootste veranderinge in terme van ons kategese, maar asseblief registreer ons kinders, sodat ons weet van hulle en weet vir hoeveel ons moet voorberei dan ook. Die ander ding wil ek graag van die vooraf, namens my en Lindy en my pa dan ook vir julle as 'n gemeente verskriklik dankie sê, vir almal se gebede en elke boodskap hier, julle liefde en ondersteuning ook in hierdie moeilike laaste tyd van ons lewe ook met Marstella se skielike dood. So ons wil vir julle as familie baie dankie sê daarvoor. Haar begrafnis was 'n wonderlike geleentheid. Julle hier was hordes mense. As ek hier voor my kyk, dan dink ek dis omtrent hoe haar begrafnis was. Hier was maklik 350 mense hier.
Die gevolg daarvan natuurlik is dat daar hopeloos te min begrafnisblaadjies was, en soos beloof vir die van julle wat by die diens was, en nie 'n blaadjie kon kry nie, asseblief na die diens, daar op die klavier lê daar blaadjies, neem asseblief een per gesin, of een per paartjie, of as jy nou alleen is, vat gerus vir jou een, maar soos beloof, daar's 'n paar ekstra blaadjies vir die van ons wat nie 'n blaadjie kon kry nie. Verder wil ons dan net baie sterkte ook sê, vir al ons onderwysers, en ons kinders en jong mense vir die skool wat dan ook begin nou in hierdie week wat kom. Nou van hier af gaan die jaar nou spoed optel, en van hier af moet ons vashou, want dan gaan vinnig gaan. So vir al ons onderwysers, die skoolpersoneel, ons kinders en jong mense, baie sterkte ook vir hierdie nuwe skooljaar wat dan ook voor lê. Dan wil ek vanoggend in besonder dan ook welkom sê vir die Gous gesin, vir hulle wat vanoggend hier is, Renier, Amorey vir julle en oupa en ouma natuurlik, met die spesiale geleentheid vanoggend met Liam se doop. Ons gaan nou saam as 'n gemeente in daardie geleentheid dan ook vier. Voordat ons wegspring, wil ek ook amper, voordat ek ietsie vergeet, nog iets baie belangriks dan ook. Ons het ons eerste groot spesiale verjaarsdag vir die jaar, maar nou wil ek gou vra, is hier enige van ons maatjies, ek soek een maatjie, wat gou vir my vorentoe sal kom, net eenetjie, enige maatjie, enigeen, papa en mamma nominate my as hulle skaam is, jy gaan niks doen nie, jy gaan niks snaaks doen nie, ek soek net enige maatjie, daar kom iemand aangehardloop, daar sê meneetjie, kom jy gou hierso, daar sy, jy moet gou hierso by Dominee staan, nie? Tannie Ria, steek gou tannie se hand op vir meneetjie, waar is tannie Ria Nel? Tannie Ria hier, daar sit tannie, sien jy daai tannie wat daar haar handjie daar opsteek? Tannie Ria, hier soos 3 maatjies, kom julle gaan almal saam, ja. Tannie Ria is die 17de Januarie 87 jaar oud. En tannie, vir jou verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike spesiale dag wees, en hierdie 3 maatjies gaan van ons, van die kinderkerkie, van die gemeente af, net vir tannie so klein ietsie vanoggend, vir tannie se verjaarsdag ook gee. So julle sien daai tannie wat haar hand daar opsteek, né? Vat gou die geskenkie daar vir die tannie, dan sê vir hulle mooi geluk met die tannie se verjaarsdag. Jy kan so saam stap met Netjie, hoor. So met 3 maatjies wat vanoggend vir tannie geluk sien met die verjaarsdag. Baie dankie. Julle kan nou by papa en mamma gaan sit. Nuwe gemeentevriende, so wat ons gebruik dan ook is, tannie Ria met haar spesiale dag, kom ons bid die seën van die Here ook oor haar. Ek sal vir ons insit, en dan sing ons saam hierdie seëngebed vir haar. Laat hierdie seën op haar daal, hier sy Sion. Here, soos wat ons vanoggend hier by mekaar is dit vir ons so voorreg, Here, om as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan kom. Want Here, ons wil nie een tree van hierdie jaar gee, as U nie saam met ons gaan nie. En Here, daarom is ons vanoggend hier in volkome afhanklikheid. En vra, Here, dat waar hierdie jaar nou binnekort amptelik volstoom gaan afskop, dat U vir ons sal krag gee, dat U vir ons sal versterk, en Here, dat U elke dag saam met ons sal stap. Want Here, sonder U is ons niks, sonder U het ons niks, en sonder U kan ons niks. En Here, met heel ons harte wil ons ook sê, sonder U wil ons niks. Want Here, U is ons alles, U is ons goed, en daar is niks of niemand in hierdie lewe wat vir ons meer beteken as U nie. En Here, daarom vra ons dat U ons vanoggend in hierdie diens sal kom ontmoet. Here, dat U ons harte sal oopmaak vir hierdie ontmoeting wat U met ons wil hê. Want Here, ons wil U hart verstaan. Ons wil U stem hoor. Ons wil weet wie U is en wat U wil vir ons lewe is, sodat ons die mense kan wees wat U wil hê ons moet wees. So Here, hier is ons vanoggend.
Mag U verheerlik word in alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur en in ons lewe, soos wat ons dit gaan lewe, wat ons vanoggend hier by U gaan hoor. Hier is ons Here, by U voete. Kom ontmoet ons hier. Laat ons U stem hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, vriende, ek groet jou dan ook vanoggend in die naam van die drie-enige God. God die Vader, wat jou so lief het, dat hy sy seun vir jou gestuur het. In die naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons Here. En in die naam van die Heilige Gees, God wat elke oomblik van elke dag met ons is, ons troos, ons help, ons versorg. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Liewe gemeente, vriende, ek wil vanoggend, soos wat ek al reeds genoem het ons die voorreg om te deel in die doop van 'n klein kindjie vanoggend. En hoekom ek die diens altyd begin met die doop, is ons moet altyd onthou dat die doop is juis vir ons die herinnering dat God die een is wat die eerste tree neem. God is die een wat na ons toe kom. God is die een wat ons lief het. God is die een wat ons kies. En ons volg maar net in dit wat Jesus eerste gedoen het dan ook. En daarom is dit heel gepas dat ons vanoggend se diens dan ook begin by hierdie doopviering. Voordat ek verder met ons daar gesels, wil ek graag vra dat Renier en Amorey vir my sal vorentoe kom asseblief en net hier langs my sal kom plekke inneem. Ja, sussie kan saamkom. Môre julle. En baie welkom vir julle vanoggend, op wat 'n mooi en 'n spesiale oggend vir julle as 'n gesin, saam met julle familie nou ook is. Dit is 'n voorreg om dit so saam as 'n gesin en familie te kan vier, en ons bid sommer so aan die begin reeds. Die Here se seën nie net oor vanoggend se doop nie, maar ook oor elke tree van hierdie pad wat vir julle as ouers voorlê dan ook. Ek wil graag net vir julle herinner vanoggend aan dit wat ons vanoggend hier gaan vier en waarom ons dit vier soos wat ons dit doen. Ons doop kinders van gelowige ouers. En die woord sê vir ons dat God ouers geskape het as sy plan om kinders groot te maak tot sy eer. Vanoggend se doop gaan nie allereers oor 'n keuse wat ons maak nie. Want Liam kan nog nie self kies nie. Hy verstaan nog nie van liefde en genade en redding en verlossing en al daardie groot woorde wat ons self soos wat ons ouer word maar nog uitfigure nie. Maar so klein soos wat hy is, weet ons dat lewe kom net van die Here af. Daarom weet ons die Here het hom al liefgehad nog voordat hy in jou moederskoot gevorm was. En die doop is vandag vir ons 'n viering dat God kom en sê, nog voordat hy enigiets kan doen om dit te verdien, nog voordat hy enigiets verstaan, nog voordat hy vir my kan terugsê, kom ek en ek beloof vir julle. Voordat ons vir God beloof vir julle en God beloof vir hom. Ek is lief vir jou. Ek sal jou God wees. Ek sal daar wees vir jou elke oomblik van elke dag. Kinders is geskenke van die Here af. En die Here kon hom vir enige iemand gegee, maar hy het nie. Hy het hierdie kind vir wie hy so lief is, dat hy sy seun vir lewe in die kruis laat sterf het, aan julle as ouers toevertrou, en gesê, maak hom groot tot my eer. En hierdie eerste prentjie, wat hierdie kinders gaan hê, van wie God as 'n vader is, kom van jou as pa af. Dis hoekom God paas gemaak het. En nie net vir hulle te sê wie God is nie, maar dat hulle in jou beleef, dat jy self God dien, maar ook in jou liefde as pa, sal weet, as die Bybel sê God is 'n pappa, God is 'n vader, dan is dit hoe God moet wees, want my pa is so. En daarom is daar 'n groot roeping oor jou lewe as pa, om nie vir hierdie kinders te vertel van die Here nie, maar om die Here se liefdevolle teenwoordigheid in jou huis teenoor jou vrou en jou kinders te wees. Amorey, God is nie net man of vrou nie, man en vrou is na God se beeld geskape, en daar's baie gedeeltes in die Bybel, waar daar van God gepraat word, dan gebruik God die beeld van 'n vrou, van 'n ma spesifiek, waar die Here sê, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke beskerm, so beskerm ek my kinders. Pa kan probeer 'n pleister plak soveel soos wat hy wil, 'n pa kan nie 'n pleister plak soos wat mamma doen nie. En as daar 'n stikkende plek op die knie is,
Mamma se soen maak anders te gesond as pappa sin. En in ma wees, beleef ons kinders ook iets van wie God is. En daarom is julle antwoord as ouers op die belofte wat God vandag maak, dat julle hierdie kinders sal groot maak tot sy eer, dat hulle sal weet wie hulle regte hemelse Vader is. En dit beteken meer as om net vir hulle te vertel. Dit beteken dat julle kinders moet elke dag sien dat julle self op julle knieë voor die Here lewe. Dat julle self die Here liefhet. Dat hulle nie net hoor van God nie, maar God beleef deur julle as ouers vir die pad vorentoe dan ook. Is nie altyd maklik nie. En ek weet daar kom baie tye wanneer mens raad op voel as ouers, maar daarom is daar 'n belofte vir julle ook vandag, want onthou julle was ook gedoop op 'n tyd. En dis die magic van die doop. Dis waarom dit so spesiaal is, waar die Here sê ek beloof van een nageslag tot die volgende. En soos die Here beloof het dat hy by julle sal wees en nog steeds by julle is, net so kom die Here en sê en ek beloof dieselfde belofte vir julle kinders en sou hulle eendag kinders hê vir hulle nageslag dan ook. Vanoggend se viering is absolute viering van wie God is en God se genade oor ons lewe. Met dit in gedagte, wil ek julle moet asseblief mooi luister na die volgende vrae wat ek vir julle gaan vra, en dan moet julle asseblief hardop antwoord sodat die gemeente getuie kan wees daarvan, voordat ons verleem dan nou ook inbring. In die eerste plek, Renier Amorey, bely julle vir ons as 'n gemeente, dat julle die Here julle God liefhet, met julle hele hart, siel, krag en verstand. Bely julle voor ons dat die Bybel God se woord is, die Ou en die Nuwe Testament, en beloof julle om verleem groot te maak, soos God se woord ons leer. Glo julle en bely julle, dat alhoewel Liam in sy lewe nog baie foute gaan, en kyk, dis wat sonde is, nee, sonde is ons maak foute, en kyk, foute gaan hy maak in sy lewe. Hy's nie perfek nie, hy's mens, maar danksy dit wat Jesus ons met die kruis gedoen het, mag ons hom vanoggend doop, en behoort hy reeds aan die Here, en weet ons, hy is 'n kind van die Here, en beloof julle, om hom groot te maak, deur die krag van die Heilige Gees, tot eer van die Here, sodat hy kan groot word en weet wie sy hemelse Vader is. Wat is julle antwoord hierop? Liewe gemeente, julle is getuies van hierdie belydenis en hierdie belofte wat hulle as ouers maak. Ons as gemeente, as 'n geloofsfamilie, is saam met hulle verantwoordelik, en ons moet asseblief bid vir hulle, sodat die Here hulle krag sal gee vir hierdie roeping wat hulle as ouers dan ook het. Hulle is deel van ons familie, en so is dit saam 'n familieviering vanoggend, tot eer van die Here. Met dit in gedagte, terwyl ons 'n seëngebed sing, gaan ek vra terwyl ons hierdie seëngebed sing, Liam vir ons vorentoe gebring sal word.
gaan vir my nader staan. Môre mannetjie. Liam Johan Gous, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Liampie, met daardie blou oogies van jou, wat jy so nuuskierig na my kyk, gaan jy in jou lewe nog baie mense sien. Mag die Here hierdie oogies sensitief maak vir ander mense wat hulp nodig het. En mag jy altyd iemand wees deur wie Jesus 'n verskil maak in ander se lewe. Jou naam dra die belofte van een generasie na 'n ander. Die Here sal getrou wees, soos hy beloof het. Hy sal. Amen. Ek wil vra dat oom Theo asseblief my sal vorentoe kom. En oom Theo gaan namens die kerkraad net ietsie vir julle gee, doop Bybel en 'n kersie. Steek dit elke jaar asseblief op hierdie datum aan, net soos 'n verjaarsdag, en vier hierdie doop, sodat Liam ook kan groot raak en weet, ek is gedoop op hierdie spesiale dag. Julle kan julle sitplekke gaan. Liewe gemeentevriende, as ons dan getuies is van hierdie doopviering, is dit 'n herinnering van God se beloftes oor elke een van ons se lewe. En ek kan nie dink aan 'n meer gepaste antwoord op hierdie belofte van God as om sy naam te loof en te prys nie. So ons gaan 'n paar lofliedere sing, staande tot eer van die Here.
Hoe lekker is dit nie om so te sing tot eer van die Here nie. Liewe gemeente, vriende, ek wil vir jou vra om jou Bybel saam met my oop te maak by Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15. En ons gaan daar so die eerste 8 verse dan saam lees. En die gedeelte net voor ons teksgedeelte van vanoggend is hierdie bekende gedeelte waar Jesus dan ook vir die disippels sê dat hy gaan weggaan. Dat hy gaan weggaan om 'n plek in sy Vader se huis vir hulle gereed te maak. Maar dat hy nie moet bang wees nie, want hy gaan ons nie alleen agterlos nie. Dan praat Jesus oor die Heilige Gees wat gestuur gaan word om ons helper en voorspraak te wees. En dan wanneer hy vir ons plek in die Vader se huis gereed is, dan gaan hy terugkom om ons te kom haal sodat ons kan wees waar hy ook is. En nadat Jesus oor hierdie woorde gesels het, dan lees ons die volgende woorde wat Jesus vir ons sê. Johannes 15 van vers 1 af, lees dit saam met my. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Tot sover wat ons hierdie gedeelte saam lees. My liewe gemeente vriende, dit is natuurlik so dat aan die begin van elke nuwe jaar, dan staan die jaar voor ons en alhoewel ons weet ons moet dit nie doen nie, en dit nie altyd prakties is om te doen nie, en baie van hierdie goed nie realiseer nie, is dit so dat aan die begin van elke nuwe jaar, dan stel ons tog maar vir ons doelwitte vir die jaar wat voor lê. En dit is nie noodwendig sleg nie, want ons kan nie doelloos deur die lewe gaan nie. Ek moet lewe vir iets. Ek moet tog iets in gedagte hê, sodat ek gefokus kan lewe op 'n groter realiteit, iets wat ek wil bereik, iets wat ek in hierdie jaar wil doen, iets wat ek in hierdie jaar wil beleef. Maar hierdie gedeelte help ons om aan die begin van hierdie jaar, voordat hierdie jaar nou afskop teen 'n verskriklike tempo, wat ons weet dit gaan doen, hy het al klaar, want ons staan al klaar na die middel van Januarie, toe kan jy dit glo, is dit goed dat ons net herinner word om ons fokus reg in te stel op dit wat God se wil is vir ons lewe, vir hierdie jaar wat voor lê. Want julle sien, voordat ons kom, as ons praat van persoonlike doelwitte, dan kyk ons gewoonlik na die gewoontes, nee, ek wil 'n bietjie gewig verloor, ek wil 'n bietjie meer oefen, kyk na my persoonlike gesondheid, ek wil aan die einde van hierdie jaar bietjie meer finansiële onafhanklikheid hê, ek wil teen die einde van hierdie jaar meer gevorder wees in my werk, ek wil dalk bevorder wees in my pos, dalk is jou doelwit hierdie jaar by die skool, ek wil hierdie jaar my punte verhoog met 10%, of ek wil kyk of ek hierdie jaar daardie A gemiddeld kan kry, of ek wil eerste rugby span speel, wat 'n doelwitte daar ook al is. Maar hierdie gedeelte en hierdie woorde, weer eens net nadat Jesus vir ons herinner het dat hy weggaan, en dat hy eendag weer terugkom, is dit daarom belangrik dat ons weet, dat terwyl Jesus daar praat, kom herinner hy vir ons, wat die heel belangrikste van alles is. En die eerste ding wat ons in hierdie gedeelte lees, is dat God wil hê, dat ek en jy moet vrug dra. Dit is God se wil, dat ons as kinders van die Here, sal vrug dra. Dit is nie voldoende, dit is nie genoeg om net te weet van die Here, of om al die stories van Jesus te ken nie. Dit is nie genoeg, selfs al lees jy hierdie Bybel 1 keer 'n jaar deur van begin tot einde. Maar jou lewe verander nie, jy dra nie vrug nie, ander mense kan nie in jou lewe sien dat jy vir Jesus lewe nie, dan help dit niks nie.
En jy kan die grootste salaris kry, die beste pos beklee, die meeste gewig verloor of aan die einde van die jaar verder hardloop as wat jy nog ooit gehardloop het. Jy kan daai A-gemiddeld kry, jy kan daai eerste span kry, jy kan daai provinsiale klere kry. Maar op die einde van die dag gaan niks van dit saak maak as jou lewe nie vrug dra nie. Wat beteken vrug dra? Dat jy nie net glo in Jesus nie, dat jy nie net sê jy is Jesus se kind nie, dat jy lewe in 'n verhouding met Jesus. En dat jy toelaat dat die Heilige Gees in jou lewe op so 'n manier werk, dat Jesus deur jou lewe sigbaar word. As ek en jy met die mond bely dat ons kinders van Jesus is, dan moet ander Jesus in ons lewe sien. Dan moet ons praat soos Jesus, lewe soos Jesus, dink soos Jesus. Wat vir Jesus belangrik is, moet vir ons belangrik wees. Wat Jesus se hart laat klop, moet ons hart klop wees. Wat Jesus se hart breek, moet ons harte breek. Jesus in ons en deur ons. En dit is wat die heel belangrikste in die lewe is op die einde van die dag. Dis hoekom toe daar vir Jesus gevra is, wat is die grootste van al die gebooie? Toe antwoord Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. Hoekom? Want dis wie God is. Dis die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het. En Jesus sê, dit is my wil vir jou lewe. My wil vir jou lewe, nie net vir hierdie jaar nie, maar vir elke enkele dag van jou lewe, is dat ek eerste sal wees. En dat jy sal toelaat dat ek so in jou woon en in jou aan die werk is, dat jy sal vrug dra, dat mense deur jou lewe, deur wie jy is, deur wat jy doen, deur wat jy sê, sal sien dat jy my kind is. Om so te lewe dat mense nie wonder of jy Jesus se kind is nie, maar dat hulle dit sal weet, want hulle sien dit elke dag in jou lewe. Op 'n ander plek dan sê Jesus dit bietjie anders. Dan sê Jesus, julle is die lig vir die wêreld, en dan sê Jesus, laat julle goeie werke, laat julle lig so voor ander skyn, dat hulle julle goeie werke sal sien, die vrugte wat julle dra, en julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. As ek sê ek is Jesus se kind, moet my lewe dit wys. Jy moet practice wat jy preach, soos wat die gesegde sê. En hierdie gedeelte kom daar, dan sê Jesus, ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die boer, en dan sê hy, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra, tot my eer. Hierdie gedeelte leer vir ons, dat God wil hê ons moet vrug dra, maar Jesus sê ook vir my en jou, dat beide vrug dra, of vrugloosheid, het gevolge. En julle, ek dink partykeer ons loop die gevaar om hierdie ding te vergeet. Ek luister in die week 'n praatjie van Craig Groeschel, 'n bekende Amerikaanse teoloog. En toe ek klaar die praatjie geluister het, te praat ek en Lindy ook daaroor. En in die praatjie toe sê hy dat ons loop die gevaar in die samelewing van vandag, in die tyd waarin ons lewe, dat ons God so casual gemaak het, dat ons vergeet dat God heilig is. Ons lewe in 'n tyd waar die prentjie van God tot so 'n mate aangepas word, dat die prentjie van God word op so 'n mate uitgebeeld, dat God se werk is om die lewe vir ons as mense so gemaklik as moontlik te maak. En dan vind ons al hoe meer hoe daar van God gepraat word op 'n manier wat eintlik baie gemaklik is, nie? In die verlede is God aangespreek as heilig en almagtig en hemelse Vader. En vandag hoor ons al hoe meer hoe mense praat van my pel of die ou baas daarbo en al daai tipe van goed, nie? Want ons fokus so op hierdie verhoudingskomponent. En dat God 'n verhouding met ons soek. En dat in soveel dele word die evangelie van Jesus so gemaklik as moontlik vir mense gemaak, sodat dit soveel as moontlik mense trek. Maar ons vergeet in die proses dat God is heilig. Hy is almagtig. En hy hoef nie te verander vir ons nie. Ons moet verander om meer soos hy te wees. Ek het al baie keer hierdie woorde gebruik en ek herinner ons vanoggend weer daaraan. Dit is so dat God elkeen van ons liefhet net soos wat ons is. Dit is so. Maar God het ons ook lief genoeg om ons nie te los soos wat ons is nie.
En daar's 'n verskriklike belangrike verskil. Want ons lewe vandag in 'n tyd met al hierdie dinge soos menseregte en mensewette en al hierdie dinge, wat die mens besluit wie hy of sy wil wees en soos wat hy of sy wil wees, en dis God se verantwoordelikheid om vir my lief te wees soos wat ek is. En eers mis ons die punt, dit is nie die geval nie. God is 'n heilige God. En as ons na God se beeld geskape is, dan beteken dit ek en jy moet elke dag deur die krag van die Heilige Gees heilig wees soos wat God heilig is. En die keuse wat ons maak, het gevolge. En hierdie gedagte die laaste ruk uit die af van die saak het na Ma Stella se dood opnuut weer by my ook opgekom om te besef hierdie lewe is vlietend, hierdie lewe gaan vinnig verby. En die keuse wat ek in hierdie lewe maak, beïnvloed die lewe hierna. En die Here beloof hier vir ons. Jesus sê dat jou keuse wat jy maak in hierdie lewe het gevolge vir hierdie lewe en die een hierna. Daarom sê Jesus vir elke loot wat nie vrugte dra nie, vir elke loot wat nie lewe soos wat ek van hom vra nie, wat op so 'n manier lewe dat ander my nie in sy lewe kan sien nie, sal weggegooi word, sal verdroog en sal op die einde van die dag verbrand word, sê die Here. Maar elke loot wat vrug dra, sal voortdurend aanhou gesnoei word, sodat jy nog meer vrugte kan dra. En my en jou keuse elke dag, gaan nie net die res van hierdie jaar bepaal nie, maar gaan ons hele lewe, in hierdie lewe en in die lewe hierna bepaal. En as ons in hierdie lewe kies, om nie vrug te dra nie, om Jesus nie eerste te stel in jou lewe nie, om Jesus nie die middelpunt van jou lewe en jou huwelik en jou gesin en elke area van jou lewe te maak nie, is die uiteinde dood eenvoudig. Jy sal nie God se seën beleef in jou lewe nie, jy sal nie sy vrede en sy hoop beleef in jou lewe nie, en aan die einde van hierdie lewe, julle moet ons onthou, en is goed dat ons daarin herinner word, dan wag daar 'n ewigheid hierna. En as jy by die Vader in sy huis wil wees, dan moet ons in hierdie lewe God eerste stel. Anderste sal 'n loot wat nie vrugte dra nie, eenkant gegooi word en verbrand word. Maar net so sal die een wat elke dag lewe en soek na Jesus, honger na Jesus, meer van Jesus beleef, meer van Jesus leer ken en meer van Jesus se krag in jou lewe beleef. Dis wat Jesus hier sê, elke loot wat vrugte dra, sal reggesnoei word en nog vrugte dra en nog meer vrugte dra. Want die een wat soek na Jesus elke dag, die een wat elke dag lewe in afhanklikheid van Jesus, sal elke dag meer en meer van Jesus in jou lewe beleef. Beteken nie die lewe gaan maanskyn en rose wees nie, maar dit beteken wel dat wanneer die uitdagings kom, wanneer die seer kom, wanneer die berge of die reëse kom, gaan ek Jesus se vrede beleef, gaan ek hoop hê, want hy is my God, en in sy hande is my lewe, want hy is die koning van my hart, hy is die een om wie my lewe draai. Dis die belofte, dis die wat Jesus ons hierin herinner, God wil hê jy moet vrugte dra, dis God se wil vir jou lewe. As jy kies om nie vrugte te dra nie, dan sal daar gevolge daarvoor wees. Maar as jy kies om in gehoorsaamheid aan Jesus te lewe en Jesus te dien, sal daar ook gevolge wees. Die keuse is joune. Die volgende ding wat Jesus ons hierin herinner, en toe ek hierdie gedeelte gelees het, sê van daardie moeilike verse, God beloof vir ons in hierdie gedeelte aan die einde, dan sê Jesus daar in vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Dis 'n belofte van Jesus. En julle as Jesus iets beloof, dan moet ons weet dit is so. En ek weet nie van julle nie, maar toe ek hierdie woorde lees, is daar 'n deel van my wat dink, maar Here, dit werk mos nie so nie. Hoeveel keer het ek al gevra vir iets, Here, en dit nie gekry nie? Hoeveel keer het ek al gevra vir iets en hierdie teenoorgestelde het gebeur? En onmiddellik dan wil ons as mens hierdie gedeelte probeer afpraat tot iets wat dit nie is nie, of tot minder as wat dit is. En ons moenie dit doen nie, want hierdie belofte is waar. Jesus sê hier vir ons, vir die een wat my eerste stel in sy lewe, vir die een wat in verhouding met my lewe, en wat sy lewe vrug dra tot my eer,
moet weet, ek beloof, wat hy van my vra, sal hy kry. Maar Here, die geheim tot hierdie woorde lê hier. As julle in my bly, en my woorde in julle. Wat Jesus hier bedoel, is nie, dat vra my enige iets, so wat ons vandag hoor. En ek luister nou die dag op Facebook, 'n praatjie van 'n baie bekende Afrikaanse kunstenaar, ek wil nie die persoon se naam noem nie, maar die persoon gebruik op 'n stadium die beeld en sê, God is verskriklik kunstig. En daarom moet ons nooit in enige tye God beperk of inperk deur ons lewe nie. Want vir God is alles moontlik en nog soveel meer. So dink, moenie God beperk nie, moenie God se vermoë onderskat nie. Dink aan die grootste drome wat jy hierdie jaar wil doen. Dink aan die grootste moontlikheid wat jy alles in hierdie jaar wil bereik. En vertrou die Here daarmee. Want die Here is kunstig, hy skep en vir hom is alles moontlik. Moenie God inperk nie. Maar julle, dis nie skrifgetrou nie. Skrifgetrou, woordgetrou, gehoorsaam in Jesus, sê nie ek bring my planne en my drome en wat ek wil hê na Jesus toe, en hy moet sorg dat dit alles gebeur nie. Maar ek kom vanuit 'n plek waar ek by Jesus se voete gaan sit en sê, Here, wys my wat is u drome vir my lewe. Wys my wat is u wil vir my lewe. U drome, nie myne nie. U wil, u plan vir my. En Jesus sê wanneer jy met daardie gesindheid kom, want as Jesus in ons is en sy woorde in ons, dan is dit eintlik net 'n manier om te sê, wanneer jy voortdurend soek na God se plan en God se wil en in gehoorsaamheid aan God lewe, dan sal jy kry wat jy vra, want jy soek nie jou eie wil nie, maar God se wil. Eers moet ons begin besef, dat in terme van die koninkryk van God, stel die Here nie regtig belang of jy 'n Fortuner of 'n Polo ry nie. Dis nie vir die Here belangrik of jy ekstra verdieping in jou huis wil aanbou teen die einde van die jaar of nie. Jou pos by jou werk is nie die eerste prioriteit in hierdie skepping of lewe nie. Wat belangrik is God se koninkryksplan in ons lewe. En dat ons mense sal wees waardeur die Heilige Gees lewe, sodat God se koninkryk sigbaar word in ons gemeente, in ons dorp, in ons gemeenskap en in ons wêreld. En daarom is hier 'n uitnodiging, dat ek en jy in hierdie jaar wat kom, en elke dag van nou af vorentoe, ons fokus sal instel op wie God is, en sy plan, en sy wil vir ons lewe. Sodat ons lote kan wees wat vrug dra, tot sy eer. Dis om God eerste te stel. En wanneer ons dit doen, wanneer ons God soek, wanneer ons sy naam wil eer en verheerlik, is daar 'n belofte, dat wanneer julle sal vra daarna, sal julle dit kry. En julle sal beleef hoe ek vir julle hoop gee, vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Julle sal beleef hoe ek deur julle dinge doen wat julle nooit eers gedink het moontlik is om te doen nie. Jy sal beleef hoe ek vir jou u woorde gee om te sê, wanneer jy oor my moet praat met ander mense. Dis God se belofte. Maar herhaaldelik in hierdie woorde kom Jesus en Jesus herinner vir ons, dat jy kan slegs vrug dra, as jy in Jesus is. As jy in Jesus lewe. Jy kan dit nie self regkry nie. Jy kan dit nie uit jou eie uit regkry nie. Jy kan dit nie uit jou eie krag regkry nie. Die enigste manier wat ek en jy die vrugte kan dra, wat God wil hê ons moet dra, is wanneer ons elke dag lewe in verhouding en in afhanklikheid en in gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Ek wil afsluit deur hierdie vir ons saam te vat met 'n beeld. Hierdie is seker een van die kosbaarste items in enige huishouding. Stem julle saam? En daar's nooit genoeg van hierdie goed in 'n huis nie. En daar's altyd iemand wat skuldig is om die een wat in die plak was te geskuif het na 'n ander vertrek toe. Nou wil ek weet, waar is hy, nê? Ruby, wat lag julle so? Daar's altyd 'n gesprek waar pappa of mamma op 'n stadium kom en sê, waar is die multiplak? Want onthou die haardroër vat net die ronde ene. Nee? Daarom is hy altyd in my kamer, waar is hy nou? Hierdie is 'n verskriklike belangrike item in huishoudings en in mense se lewe vandag. En ek wil hierdie beeld gebruik om vir ons iets te verduidelik
van wat Jesus vir ons in hierdie gedeelte leer, en hopelik bly hierdie beeld by ons, vandag en elke dag, van die res van ons lewe. Hierdie toestelletjie het verskriklik baie potensiaal, om baie ander toestelle te dien. Hierdie toestel kan selfone laai, kan haardroërs aansit, kan strykysters aansit. Daar's baie dinge wat krag kan kry uit hierdie toestelletjie uit. En ek en jy is hierdie. As ek net hierdie in die muur vassit, maar daar's nooit enigiets in dit en die dien dit sy doel? Nee. Hierdie is gemaak met 'n doel. Daar's 'n roeping oor hierdie multiplak se bestaan, en net soos daar 'n roeping oor my en jou lewe. En daardie roeping is nie om so gemaklik as moontlik deur hierdie lewe te gaan nie. Daardie roeping is dat soveel as moontlik stikkende, bang, hartseer, honger, alleen, moedelose mense daar buite, gebroke mense, by my hart kan kom inprop en iets van Jesus se liefde en krag in my en deur my kan beleef. As ek net vir myself bestaan, en daar's nie ander mense wat by my liefde beleef, by my hoop ontvang, deur my gedien word nie, dan leef ek nie die lewe wat Jesus vir my in gedagte het nie. Dan is jy 'n loot wat nie vrugte dra nie. Ek gee nie om hoe baie jy Bybel lees nie, ek gee nie om hoe gereeld jy bid in jou privaat stilte tyd nie, as jy nie ander mense dien nie. As jy nie soos wat Jesus ons geleer het, 'n disipel van Jesus is, en ander in liefde dien nie, dan leef ons nie ons roeping wat die Here vir ons geleef het nie. En as ek 'n loot is wat nie vrugte dra nie, gaan daardie loot verdroog en gaan aan een kant gegooi word. Ons roeping is dat ons sal vrug dra, sodat ander by ons sal kom hoop kry, liefde ontvang, Jesus in ons sal kan beleef. Maar baie van ons lewe so deur die lewe. Baie van ons dink nog steeds die krag lê in myself. Dat die oplossings word in my gevind. Dat ek is in beheer van my eie lewe. Ek is die een wat bepaal of ek suksesvol gaan wees of nie. Ek is die een wat die koers van my dag bepaal. As daar probleme oor my pad kom, is ek die een wat die oplossing daarvoor moet soek. Ek is die een wat moet voorsien. Ek is die een wat die antwoorde moet soek. Maar hierdie ding, liewe vriende, is nutteloos as dit nie by 'n kragbron ingeplak is nie. Want slegs wanneer jy by 'n kragbron ingeplak is, ontvang jy die krag wat nodig is om ander te kan dien. En dis wat Jesus hier sê. Jesus sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. En wie in my bly en ek in hulle, sal baie vrugte dra tot eer van die Here. Maar elkeen wat nie in my bly nie, maar in homself en sy eie drome en sy eie planne en sy eie wil geanker is, sal nooit die vrugte dra wat ek vir jou in gedagte het. So liewe gemeentevriende, hier is die uitnodiging van die Here aan die begin van hierdie jaar. Wil jy nie asseblief jou eie lewe neerlê? Jou eie wil en jou eie ek en jou eie drome en jou eie nuwejaarsvoorneme. En wil jy nie volkome oorgee aan die Here? En vir die Here sê, Here, U is die wingerdstok, ek is net die loot. Ek wil in U lewe. Ek wil U eerste stel in alles wat ek doen. En vertrou dan die Here, om deur die krag van die Heilige Gees die vrugte in ons lewe te dra, wat Hy wil hê, ons moet dra. Want wanneer ons dit doen, dan lewe ons die lewe wat Jesus vir ons in gedagte het. 'n lewe in Jesus. Kom ons bid saam. Abba Vader, Here, ons hoor vandag in die woorde van ons Here Jesus Christus dat U is die boer aan wie die wingerd behoort, aan wie ons lewe behoort.
En Here, U het U seun Jesus vir ons gestuur, Here Jesus, sodat U vir ons kan kom wys en leer wie God is, en wat 'n lewe in verhouding met God beteken, en wat dit beteken om gehoorsaam aan God te wees. Ja, Here Jesus, U is die wingerdstok, en ons is die lote. Here, my gebed is dat U deur die Heilige Gees vanoggend iets in ons harte aan die brand sal steek. Here, dat ons sal besef dat ons alleenlik die lewe kan lewe wat U vir ons wil hê, as ons in U is en U in ons. En Here, daarom bid ek dat U deur die Heilige Gees elke een van ons sal help om aan onsself te sterwe, om ons eie ek en my eie wil en my eie plan vir my lewe neer te sit, eenkant te sit, en volkome oor te gee aan U, sodat U deur die Heilige Gees ons die mense sal maak wat U wil hê ons moet wees, sodat ons kan vrugte dra, heilige vrugte, Jesus vrugte, sodat ander kan sien dat ons aan U behoort en vir U lewe. Here, help ons om nie uit ons eie krag te lewe nie, maar vanuit die krag wat U ons gee. En mag ons elke dag lewens lewe, waardeur U verheerlik word. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, vriende, kom ons staan en dan sluit ons dan ook hierdie diens af, deur die sing van God se grootheid met hierdie slotlied.
Liewe gemeentevriende, terwyl ons so staan, kom ons seën mekaar dan ook met die seën van die Here. Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die ware wingerdstok, en die liefde van God die Vader, en die krag van die Heilige Gees, met jou wees en bly, elke oomblik, van elke dag. Die Here seën jou, gaan wees 'n seën vir ander in hierdie wêreld. Amen.